Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. Soos jy kan sien, die agtergrond 'n bietjie anderste, want dit is 'n voorreg vir ons om bietjie uit die stad uit te kom en op die plaas te sit en net rus en vrede te geniet. En vanoggend se boodskap is 'n deel wat die Here met ons praat oor waar staan ons en is ons bereid om in sy blessing in te stap? Of is ons nog bereid om hier aan die kantlyn te staan en 'n toeskouer te wees? Want hier lees ons in Handelinge 16. Ons lees die storie van Paulus en Silas. En hulle gaan van dorp tot dorp en hulle spreek die waarheid en hulle verkondig die boodskap van die Here Jesus. Want hulle is aan die brand vir die Here. En dan kom hierso, sê dit van Handelinge 16 en vers 16, en sê, en terwyl hulle op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarseende gees en ons tee, wat vir haar eienaars daar deur waarsêre groot wins gebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en hulle het hulle gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Sien, selfs die demone weet, as jy lig binne in jou het, as jy Christus in jou het, hulle weet dit. En ons vat die storie verder en dit het baie dae lank gedoen. So dit was nie 'n once-off ding. En baie van ons sit by die werk en ons het hierdie aanhoudende, daar's net een of twee mense wat aanhoudend aan jou kern. En dis nie daai wat, hulle gaan net aan en jy ignoreer dit. Nêrens hierso sê ons dat hulle met hierdie persoon gepraat het nie. Want jy kan nie met so 'n persoon onderhandel nie. Jy kan nie daar sit en sê, kom ons gesels, kom ons praat hieroor nie, want dis 'n demoniese gees. Hy sê dit, en dit het baie daar, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê. En dit is belangrik dat ons dit besef, nie. Jy praat nie met die persoon nie, want elke een van ons is geskape in die beeld van God. Maar ons kyk verby daai. En ons kyk na die gees wat daai persoon dryf en die rede dat daai persoon jou so aanval die hele tyd. En hy sê, praat met die gees. En ek beveel jou, nie kom ons sit en gesels nie, hy sê net, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Dit is net daai autoriteit waarmee Christus in ons werk, waardeur Christus deur ons werk. Dan kom hulle daar en hulle beveel dit en dit het dadelik uit daai persoon uitgegaan. Dis nie eers dit doen nie en eers deur 'n boek en 'n kursus en dit is dadelik daai gees, daai persoon verlaat. Hoekom? Want Paulus en Silas het met 'n autoriteit, hulle het geweet dat Christus is binne in hulle, hulle het geweet dat die krag van God binne in hulle was, en daarmee het hulle daai autoriteit om daai lewe te spreek in daai persoon. En die gees het gevlug. Sien, ons as mense is geneig om met die persoon te praat. En dit is daai gees met wie ons moet praat. Maar as ons hierdie storie verder vat, dan sien ons hierso, dan is hulle wat? Natuurlik, nou ewe skielik is daar nie meer geld en inkomste nie, maar verby dit, jy kyk verby daai nie. Dis net die demoniese magte van die wêreld wat jou dan gaan aanval. En dis wat gebeur met hulle, en toe hulle baie slae gegee het, onthou, dan is hulle in hegtenis geneem, en die Romeinse soldate het bietjie met hulle gefight, en daar sê dit gesla, en toe hulle baie slae gegee het hulle al in die gevangenis gewerk, en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp, en hulle voete in boeye in 'n blok vasgemaak. So nie eens in die tronk waar hulle ander mense kon sien nie. Hulle is heeltemal verwyder van ander mense af. Maar wat doen hierdie tweeetjies nie? Jy kan daar sit en sê, ja, maar Here, ek was besig met jou dinge, ek was besig met die dinge van die Here, ek het kerke geplant, ek het my getuienis gelewer, daar waar ek in die werksplek is, het ek altyd met mense gepraat oor jou, en tog gebeur hierdie. So eers is hulle geslaan, en ek seker dit was nie net, weet soos vandag human rights, en ons moet versigtig wees hoe ons
Nee. Hulle was geslaan. En is in boeye gesit, in die tronk, in die binneste van die tronk gesit, in die donkerste, diepste gat, was hulle daar geplaas. Voete in blokke. Soos nie as dat jy kan opstaan en rondloop nie. Maar wat doen hierdie twee manne nie? Hulle sê in omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. So daar waar hulle was, het hulle nog steeds die woord van God verkondig. Daar waar hulle was, want hulle weet daar is ander mense wat in dieselfde boot sit as hulle, in dieselfde situasie sit as hulle. Maar hulle het nie stil gebly nie, hulle het geweet daar is ander mense wat dalk ook daar in sak en as was en nie lekker gevoel het oor hulle situasie en hulle het net gesing en hulle het geweet dat as ons gemoedstoestand verander, ons gemoedstoestand uitroep en ons loof die Here en ons bid na die Here en ons prys die Here, ten spyte van waar ons onsself vind. Net daai twee persoonlikhede, net daai twee positiewe mense wat dan opstaan en sê ons sal die Here loof, het 'n groot verskil gemaak. En dis baie keer ek en jy, nee, ons is in 'n donker situasie en ons vind onsself daar en ons dink ons is alleen. Maar ons moet die lig wees. Ons moet skyn in die duisternis. En hoe doen ons dit? Ons you dig deep, daar waar jy dalk nie voel asof jy wil of jy kan, jy het nie meer dit in jou nie. Dis daar waar Paulus en Silas hulle self gevind het en hulle het gebid en hulle het na die Here uitgeroep. Hulle het gebid en wat gebeur nie? En skielik, weet jy, dis die lekker ding van die Here. As jy regtig met 'n opregte hart uitroep na die Here, toe gebeur dinge skielik. En as jy daar skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal losgeraak. Maar hier is die ding wat ek by julle wil los vandag is. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangene ontvlug het. En hier is die belangrike ding, hy sê, maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. So nou sit hulle nog steeds daar. Die deure van die tronk is oop. Daai wat hulle vasgehou het, die boeye om hulle enkels en hande is af. Dis af. Dis nie meer daar nie. En tog sit hulle nog steeds daar in daai tronk. En baie keer is dit ek en jy wat daar sit, ons het die deure, die Here het lankal. Hy sê daar skielik het alles van jou af weggeval. Al die dinge wat jou terughou, al die dinge wat jou vasvat, al die dinge wat jou vashou, is weggevat. Al die dinge wat mense oor jou gespreek het God alreeds weggevat. Die negativiteit en die oordeel wat hulle oor jou gespreek het. En baie van ons sal sê, ja, maar dis 'n vervloeking wat hulle oor jou uitgespreek het. Maar as ons na die Here toe kom en ons bid, en ons loof die Here en ons prys die Here, dan sê dit, God is getrou en regverdig. Hy het ons sonde vergewe, hy het ons skoon gewas, hy het daai vloek wat iemand oor jou lewe uitgespreek, hy het dit weggevat. Daai negativiteit is weg. Daai, ja, maar ek kan nie, is weg. Ja, maar ek sit vas in hierdie gat, is weg. En tog sit ons nog steeds in daai tronk en ons wag. Want ons kan nie glo dat God hierdie sou doen nie. En dis hoekom ek begin het daar om te sê, ons staan aan die kante van die teenwoordigheid van God, van sy blessing. En ons staan nie op en ons loop nie in sy blessing in nie. Ja, ons het God binne in ons en ons weet dit. Ons weet dit en ons leef daaruit. Maar dis asof ons nie in sy blessing, sy volle teenwoordigheid kan inbeweeg. Hoekom? Want ons sit vas in daai tronk. Of is ons te seer, ons te moeg, ons voel asof ons nie kan nie. En dit is daar waar jy jouself dalk vind vandag nog steeds in daai tronk. Weet vir 'n feit dat God het alreeds daai tronkdeure vir jou oopgemaak.
God het alreeds daai boeye van jou hande af en jou voete af weggevat. God het dit alreeds gedoen. Hy het dit gedoen toe hy aan die kruis gesterf het. Hy het dit gedoen toe hy sy Heilige Gees uitgestort het. Hy het dit gedoen toe jy jou lewe vir die Here gegee het en hy het jou gevul met sy Gees en sy teenwoordigheid. Maar dis ons het nog steeds 'n werk om te doen en om in sy blessing in te stap. Daai blessing, daai seën wat hy daar vir ons gegee het. En waar sien ons dit? As ons kyk hierso in Deuteronomium 28, lees dit. Ja, ons het 'n verantwoordelikheid. Hy sê maar, as jy dan goed luister na die stem van die Here, jou God. Dis al wat dit vat, nee. Luister na God se stem. Luister na die Gees van God wat binne in jou is. Luister. En as ons lees hierso in Handelinge, dan sien ons oor en oor hoe die Heilige Gees vir Paulus en Silas gesê, gaan daar, doen dit. En sien wat het daar gebeur? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin. Die tronkbewaarder het hulle eenkant gevat en sê, ek soek wat jy het. Deuteronomium 28 spreek dit hierso van ons en hy sê, as jy dan goed luister. En ons is ook so as mense, nee, ons luister, maar ons doen nie. En dis wat dit hierso beteken vir ons, as ons hierso sê, goed luister. Jy luister met die doel om gehoorsaam te wees. Jy luister met die doel om te hoor wat God vir jou sê. En dit dan te doen, daai opdragte uit te voer, te doen wat die Here op my hart gelê het. En hy sê, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. En dan lees jy daar in al die blessings en al die seën wat God vir jou en vir my beloof het. En ons het 'n verantwoordelikheid, nee. Ons moet opstaan. Daai tronkdeure is weggeskuif. Alles, elke ding is al klaar van jou af weggevat, behalwe God se blessing. En dis waar ek dit wil los vanoggend en ek bid 'n absolute geseënde week oor jou huisgesin, oor jou besigheid, oor jou huwelik, oor jou familie, oor jou kinders. Die wat op vakansie is, mag jy 'n awesome tyd op vakansie geniet. Want is ook 'n blessing wat ons het, nee. En dan lees jy hierdie tyd, en dis as ons nou in hierdie tyd ingaan en oormôre is dit mos erfenisdag, nee. Hier is jou erfenis. Hierso is jou erfenis. Lees die woord van God. Lees Deuteronomium 28. Hoor wat die Here beweeg. Wat die Here vir jou wil sê vandag. En besef, dit is jou erfenis. God se seën oor jou lewe, God se lewe wat hy oor jou lewe gespreek het. Dat jy vry is, maar ek en jy moet net in sy teenwoordigheid instap. En 'n geseënde tyd dan hê. Ek bid die Here seën jou in hierdie week. En as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Lief vir julle.